Welkom by hierdie verkenningstog saam met ons. Vandag neem ons jou bronne reisblogs, gidse, historiese notas en ons sif deur die stories en die geheime van Izu Oshima. Ja, dis Tokio se naaste groot eiland, maar dit voel wreggig soos 'n ander wêreld, né? Presies. Ons doel vandag om daai regtig boeiende geskiedenis en daai spesiale, versteekte plekkies vir jou as besoeker uit te lig. Soort van 'n kortpad verby die gewone toeristegoed. Ja, presies. Reguit na die hart van die eiland. Nou, die onmiskenbare middelpunt van Oshima, dis natuurlik Berg Mihara, daai aktiewe vulkaan wat alles oorheers. Hulle noem dit mos Gojinka, die heilige vuur, met respek, jy weet. Dis reg. En dis nie net 'n berg nie. Dis deel van die Fuji Hakone Izu Nasionale Park. En dit sit bo op 'n ongelooflike geologiese warmkol. Ja, paar 3 van daai reuse tektoniese plate, dis nou basies massiewe stukke van die aarde se kors bymekaar kom. Dit sê nogal iets oor die krag wat daaronder is. Definitief. Absoluut. En daai krag het 'n nogal dramatiese geskiedenis. Die bronne wys Mihara bars omtrent elke dekade uit. Alhoewel, Ja. dit was die laaste 30 jaar merkwaardig stil, amper te stil, sê party mense. Interessant. Maar die laaste groot een was 1986. Ja, 1986 en dit was massief, kan jy jou indink? Die hele eilandbevolking, so 11.000 mense, moes ontruim word. Alles, terwyl daai lavastrome die ou pad na bo net verswelg het. Sjoe. Dis nogal intens. Ja, vandag is die krater self nog 'n gesig. Dis 'n gapende kom, 350 meter wyd, 200 meter diep. En as jy daarbo staan, daai wind, dis byna altyd sterk. En jy sien daai dik, swawelige rook wat so uit die kante sypel. Gee mens bietjie hoendervleis, né? Net so. Herinnering, die reus slaap net. Maar veiligheid is darm nou, topprioriteit. Daar's 4 van daai lavaskuilings langs die nuwe staproete. Duidelik gemerk. Goed om te weet. En hier is waar dit regtig 'n vreemde, amper snaakse draai kry. Berg Mihara is nie net geologie nie, dis ook 'n popkultuurster. Ah, ja. Wie anders as Godzilla, né? Presies. In die 80s, 2 flieks. Eers in The Return of Godzilla was dit 84, lok hulle hom in die krater in. Om hom vas te vang. Ja. En toe, die ironie, toe bars die regte vulkaan in 1986 uit. Die tydsberekening is net wild. Dit het mos dadelik daai stedelike legende begin. Jy weet, dat 'n kwaai Godzilla nou regtig daar binne vasgevang is. Blykbaar was die volgende fliek amper gemaak om hom te paai. Regtig? Om die monster te paai. Dis fantasties. Ja. En die gevolg, Godzilla is nou amper soos 'n nie-amptelike eilandgeluksbringer. Jy sien hom oral. Daai standbeeld by die Sushiko restaurant. Ja, ek het dit gesien in die bronne. Waghou by die deur. Presies. Of op sneeusdoelhouers of sommer net lava-rotse wat mense sweer lyk soos sy kop. Dis fascinerend hoe 'n plek se ware drama en fiksie so kan vervleg. Iets wat jy definitief sal raak sien as jy daar is. Van Mihara se ander unieke skepings gepraat. Een van die mees surrealistiese plekke wat jou bronne noem, is die Urasabaku. Ah, die agterwoestyn. Ja. En dis nie sommer enige woestyn nie, dis Japan se enigste amptelike een. Nie die Tottori sandduine nie, hierdie is anders. Heel anders. Urasabaku is hierdie uitgestrekte landskap van swart, korrelgrige lavaklip, skoria, deur Mihara se uitbarstings gevorm. En die bronne is dit eens, dis 'n byna buiteaardse ervaring. Soos die maan, het een gesê. Ja, of Mars, dis net hierdie diep swart vlakte, amper onnatuurlik stil. Baie min plante groei wat dit daar waag. Dit laat jou nogal klein voel, jy weet, teenoor daai rou krag. Klink nogal oorweldigend. Is dit moeilik om daar te kom? Nee, glad nie. Die goeie nuus is, die staproete is redelik maklik. 'n Sirkelroete, so 2-3 uur van die kraterarea af. Soms hang daar 'n digte mis, wat dit 'n baie eteriese, amper spookagtige gevoel gee, soos 'n fantasiefilm. Wow. Dis definitief op my lysie. 'n Swart woestyn. Dis 'n moedsien vir daai gevoel van pure,
ongetemde natuur. En dan is daar nog 'n geologiese juweel wat klink of dit reguit uit 'n bakkery kom. Die Baumkuchenrotse. Ja, die Chisodais het Sudanmen, maar almal noem dit die Baumkuchenrotse na daai Duitse laagkoek. En as jy dit sien, verstaan jy hoekom. Dis 'n asemrowende padsnit, veral aan die suidweskant. Jy sien hierdie perfekte golwende laag in die rotswand. Elke lage uitbarsting. Presies, vulkaniese as en skoria, duisende jare se geskiedenis, laag vir laag, en bron sê dit verteenwoordig iets soos 100 uitbarsters oor 20.000 jaar. Dis ongelooflik. 'n visuele tydlyn. Net so, en vir jou as besoeker, die pad wat hier langs loop is ook net skoupelagtig. Die turkoois see aan die een kant, hierdie natuurlike kunswerk aan die ander, pragtige rit of stap. Dis ongelooflik hoe die aarde se eie storie hier vertel. En daai gevoel van diepte, van tyd, sluit nogal perfek aan by die menslike geskiedenis hier, né? Duisende jare terug. Jou notas wys Jommenfondse. Ja, prehistoriese jagter-versamelaars. Ons praat van so 8000 jaar gelede. En dan verwysings in Nara-dokumente, so 8ste eeu. Maar ja, dit was veral bekend as 'n plek van ballingskap. Die Edo-tydperk veral. Ja, maar selfs vroeër. Een van die fascinerendste figuur was Minamoto no Tometomo, legendariese boogskutter, Heian-tydperk, middel 12ste eeu. Na die Hokkien-rebellie is hy hierheen gestuur. Maar die storie eindig nie daar nie, né? Hy het nie net gaan sit en wag nie. Glad nie. Volgens die legendes althans. Hy het glo sy invloed uitgebrei na die ander Izu-eilande, sy kruiers opgelei, die shogunaat bly teestaan. En die mees verbasende deel, Ja, die legende sê, hy dank ontsnap, suidgevaar na die Ryukyu-eilande, Okinawa vandag, en daar die stamvader van hul koninkryk geword. regtig. Is daar bewyse? Wel, dis maar skraal, dit leen sterk na volglore. Maar die feit dat sulke legendes oor hom bestaan, eeue later, sê iets oor sy impak, selfs as 'n balling. Dit gee die eiland daai gevoel van straf, maar ook van verskuilde mag. En kan 'n besoeker vandag nog iets van hom sien? 'n Plek of iets? Ja, definitief. Naby Motomachi Hawe, die hoofhawe, is daar die Akamun, die rooi hek. Dit staan nou by die hotel Akamun, op die plek waar sy woning glo was. En die rooi kleur is belangrik. Baie. Rooi hekke was vir hoë status. Vir 'n balling, dis merkwaardig. Dit wys sy reputasie het voortgeleef. Daar's selfs legendes van 'n nabygeleë wagtoring, 'n monomodai, en 'n geheime ontsnaptonnel na die see, in Nukahana. Wow. Of dit nou waar is of nie, dit maak die storie lewendig. Presies, dit verander 'n verhaal van nederlaag in een van uithou vermoë, mystery. Perfek vir jou om te verken en jou verbeelding te laat gaan. Van ongrypende plaaslike stories gepraat, daar's nog 'n legende wat diep gewortel is, veral in een spesifieke distrik. Uzumizu. Jy dink seker aan die Haimi-sama of Kainan Hoshi, die seemonnik van rampspoed. Ja, dis 'n tragiese verhaaltjie. 25 jong mans lank gelede het glo in opstand gekom teen 'n korrupte amptenaar. En hulle het probeer ontsnap. Ja, hulle het 'n boot gebou en die geheim by 'n heiligdom party sê Hajikamajinja, maar ander eilande wou nie help nie uit vrees en hulle het op see vergaan. Die legende sê presies op 24 Januarie. Dis nogal spesifiek. En wat my fascineer is hoe hierdie ou verhaal vandag nog lewe. Dis reg. Dis 'n lewende tradisie. In daai Uzumizu distrik bly mense steeds op 24 Januarie binne. Hulle kyk nie see toe nie en hulle hang tobira blare aan hul deure. Hoekom tobira blare? Hulle het 'n sterk reuk wat glo bose geeste weghou. Dis 'n kragtige voorbeeld van hoe geskiedenis en tragedie deel word van die daaglikse lewe, van ritueel. Dis nie net 'n storie nie, dis deel van hul identiteit. En dit verbind dalk ook met 'n ander plek wat jou bronne noem as 'n versteekte juweel, die Senzu Kiritoshi. Dis 'n baie smal paadjie wat letterlik deur rots gekap is, naby daai selfde Hajikama heiligdom. Regtig? Deur die rots? Ja, dit word beskryf as 'n kragsentrum. Een van die plekke met 'n spesiale energie. As jy daardeur stap, voel jy die gewig van geskiedenis, die misterie. Dis 'n atmosferiese wandeling weg van die hoofroetes. Dis interessant hoe selfs klein paadjies sulke diep stories kan dra.
Die eiland het ook 'n rol gespeel in groter Japanse geskiedenis, né? Iets met die Meiji-restaurasie. Ja, 'n klein maar betekenisvolle een. Tydens die Shikyo-oorlog in 1866, dis nou die Choshu-klan teen die shogunat, het gevegte ook hier uitgebreek. En die interessante deel, plaaslike eilandbewoners het glo saam met die Choshu-rebelle geveg. Hoekom? Deels omdat die regeringstroepe begin plunder het. Hierdie gesameskrydige stryd het gehelp om 'n sterk plaaslike identiteit te smee. Daai gevoel van ons teen die vasland. Goed. Ons het vulkane, legendes, ballinge, oorloë, maar ons kan nie oor Ashima praat sonder die blom nie. Die Camellia, Tsubaki. Absoluut onmoontlik. Die Tsubaki is die roos van die winter, die eiland se simbool. Dis oral. Die olie van die sade is gesocht vir skoonheidsmiddels en die blom is op die tradisionele drag van die Anko, die Oshima-vroue. En vir 'n spesiale ervaring, noem jou bronne die Tsubaki Hana-tuin. Dit klink anders as die groot feesterreine. Baie anders. Dis 'n veel meer persoonlike, intieme plekkie. Een bron sê dis enkelhandig geplant deur 'n meneer Yamashita as 'n belofte aan sy neef. Hy word beskryf as ongelooflik vriendelik met 'n diepe passie vir kamellias. So, dis nie so gepoleer nie. Dalk nie, maar dis gevul met liefde. En die uitsigte, Berg Fuji en die Izu-skiereiland op 'n helder dag. En die bonus, Ja. die tuin wemel van vriendelike maakase. Jy kan hulle voer en troetel. Dis 'n bekoorlike, rustige wegbreekplekkie, 'n regte versteekte juweel. Hasse en kamelias met 'n Fuji-uitsig klink onweerstaanbaar. Maar die eiland het ook donkerder hoofstukke, veral met Berg Mihara. Ja, dis belangrik om dit te noem, maar met sensitiwiteit. In die 1930s het Berg Mihara ongelukkig 'n berugte plek vir selfdood geword, na 'n paar hoëprofielgevalle. Die syfers was skokkend, né? Ja, 1933, byna 1000, 1935, oor die 800. Dis 'n somber, tragiese deel van die eiland se verlede. Dit voeg nog 'n laag kompleksiteit by. Die aantrekking tot die natuur se krag, maar ook persoonlike tragedie, veerkragtigheid. Dit gee beslis stof tot nadenke. Goed, kom ons skuif na ander plekke en smake wat jou besoek onvergeetlik kan maak. Veral die wat dalk nie in elke brosjure is nie. Habbo Hawe kom gereeld op. Habbo Hawe, ja. Suidpunt. Dis 'n moedbesoek. Skilderagtig, amper perfek rond. Oorspronklik 'n kratermeer, maar 'n tsunami in 1703 het dit met die see verbind. En dit was eens besig. Ja, 'n kazamati, 'n windwagdorp. Skepe het gewag vir gunstige winde. Vandag het dit nog daai gevoel van vervloë dae, so 'n nostalgiese Showa-era atmosfeer. En dis ook literêr belangrik. Kawabata Yasunari sê The Dancing Girl of Izu. Daar's 'n klein museumpie. Maar dis nie net 'n museumstuk nie, reg? Dit herleef. Presies, dis wat dit nou so spesiaal maak. Daar's 'n herlewing aan die gang. Ou huise word omgeskep in unieke kafees, gastehuise. Baie word bestuur deur kreatiewe mense wat van die vasland afkom. 'n lekker mengsel van oud en nuut. Goed, so watter juwele het jou bronne uitgelig in Habbo? OK, 'n paar plekkies. Die Rohan Guesthouse, beskryf as romantiese Taisho-styl, glo geïnspireer deur 'n manga-karakter. Vol boeke, gesellige biblioteek-sitkamer, klink uniek. Dan Tokyo Fanatin. Hulle maak glo die beste taiyaki, daai viswaffeltjies. Hulle het 'n ham en kaas opsie en een met ashitaba. Ham en kers taiyaki. Dis anders. Nogal, né? Die dekor het glo ook so 'n yoga gevoel. Habbo Café. Bestuur deur 'n reisjoernalis na Okotarada. Ou huis opgeknap. Eenvoudig, heerlike kos soos pizza toast met plaaslike brood, goeie koffie, dekor uit 'n reise. Naby is Ukai Shoten, geliefde plaaslike krokietwinkel. Kry een vars gebraai en geniet dit met die uitsig. Eenvoudig, perfek. En vir seekos, Minato Sushi. Bekend vir vars, plaaslike vis en veral die Beko Sushi. Bespreek liefs. Dit klink of Habbo Hawe alleen al 'n dag werd is. OK, daai unieke kosse, Beko Sushi. Wat is dit presies? Beko Sushi. Ikonies. Beko beteken skilpad op, dis die kleur. Wit visvallette gemarineer in sojasous en eilandgekweekte groen brandrussies. Dit gee daai amberkleur en 'n subtiele, pikante skop.
Nie te branderig nie, meer geurig. En dit was oorspronklik om te preserveer. Presies, voor yskaste. Dis 'n moedproe. Kry dit by Sushiko, die een met Godzilla of Minato Sushi. En Ashitaba, daai groen kry. Ja, môre se blaar groei vinnig terug, dis inheems hier. Effens bitter, groen smaak. Hulle gebruik dit in alles. Ashitaba tempura is baie gewild, diep gebraaide blare. En die roomys. Ja, vir die avontuurlustiges. Een bron sê dit smaak effens soos peterselie roomys. Peterselie roomys, ek weet nie. Dis 'n avontuur. Kry dit by Barato House, die boeremark. Beslis 'n unieke smaak. Klink interessant. En ander seekos, behalwe sushi, Natuurlik, dis 'n eiland. Gegrilde aji, perdemakreel, is 'n klassiese ontbytvis. Sashimi is oral en vars. Maar dan, die berugte kusaya. o ja, die een met die reuk. Die een met die reuk, gefermenteerde, gedroogde vis. Die reuk is onvergeetlik, regtig sterk. Maar die smaak is glo kompleks, umami-ryk. Dis 'n tradisionele ding, geweek in pekel, wat glo eeue oud is. Net vir die dapper jeters. Laastens, enige ander versteekte strande of natuurskoon wat jy daar geloop het. Vir die wat die gebaande weë wil verlaat. Beslis. Vir swem en snorkel, Toshiki strand aan die suidpunt. Nie sand nie, meer 'n natuurse swembad tussen swart lawarotse. Kalm, kristalhelder water binne, vol visse, ideaal vir snorkel. Onthou net waterskone? Rotsagtig. Ja, nader aan Motomachi is Akinohama swemstrand, ook rotsagtig, goed vir duik en snorkel met storte. Vir drama, soek die Fukushima rots aan die ooskus. Daai hoë rots wat soos 'n inkwas lyk. Ou vulkaankern, ikoniese fotoplek. En die dieretuin. Ja, die Toritsu Oshima dieretuin, gratis toegang, gebruik die vulkaniese terrein slim vir die habitats. En natuurlik, geen reis na Japan is volledig sonder 'n onsen nie. Inderdaad, vir die beste uitsig die Motomachi Hama Hot Spring, buitelug reg langs die see, uitsig op see en berg, maar dis gemeng, so baie kostum nodig en dis klein. En die alternatief? Die nabygeleë Airando Center Gojinka Hot Spring, groter, meer tradisioneel, ouer, maar meer gerewe, aparte baddens, rusareas, restaurant. Fantasties. So, na hierdie diep duik in jou bronne, wat's die kernboodskap oor Izu-Oshima? Wat maak dit werklik spesiaal? Ek dink die kern is, dis soveel meer as net 'n gerieflike wegbreek. Dis 'n plek waar dramatiese natuurkragte en diep menslike geskiedenis regtig tasbaar ontmoet. Jy het die lewende vulkaan, die swart woestyn, die boomkoeg en rotse, dan die laag van geskiedenis en legende, Gojinka, Godzilla, Tametomo, Himisama, die literêre echos, en dan hierdie wonderlike herlewing, die versteekte juwele soos die Tsubaki-tuin met sy hase, en die unieke kos. Dis 'n plek wat jou sintuie prikkel en jou laat dink. Presies. Maklik om te bereik, maar die ervarings gaan veel dieper as die standaard goed. Of jy nou Beko sushi proe, die aarde se krag by Urasabaku voel, dan met Tomo se echos by Akamon soek, of daai lewende tradisie in Izumizu aanvoel, jy verbind met iets erg, iets onvergeetlik. En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om oor te pyns. Die mense van Oshima leef al eeue in die skaduwee van 'n aktiewe vulkaan. Hulle het die 86 uitbarsting deurstaan, tifoene soos Wipa in 2013 met sy grondverskywings, ekonomiese veranderinge wat plekke soos Habu laat kwyn het, net om dit nou weer te sien herleef. Wat kan ons leer uit hierdie gemeenskap se ongelooflike veerkragtigheid? Dis 'n goeie vraag. Hoe vind hulle maniere om saam te leef met hierdie oorweldigende natuurkragte, die gewig van al eie geskiedenis, selfs die legendes? Miskien lê daar 'n les in vir hoe ons almal ons eie uitdagings, natuurlik, histories of persoonlik, die hoof kan bied.